Liewe luisteraar, baie welkom en dis sulke groot voorreg dat ons kan saam reis gedurende hierdie tyd. Ons het gister vir mekaar gesê dat deur die kruisiging van Jesus openbaar God sy karakter. En gister het ons mekaar gesê deur die kruisiging van Jesus sien ons dat God regverdige regter is wat oor sonde oordeel. Ons het ook mekaar gesê dat ons dankbaar behoort te wees, want ons Here Jesus het ons sonde gedra en hy het die oordeelbeker in ons plek gedruk. Vandag vra ons die vraag, hoe openbaar Jesus deur die kruis dat hy liefde is? Nou wanneer ons dink aan liefde, dan dink ons dikwels aan hierdie wêreldse idee van liefde. Ek gee iets en jy gee iets terug. Dis 'n transaksie. John Stott brei uit hierop en dan sê hy daar's 3 kenmerke van valse liefde. Die eerste een is liefde, maar daar's limite tot op 'n sekere punt toe. Die tweede een is liefde, maar daar's beheer. Ek wil seker wees dat ek dieselfde terugkry. En dan derdens, daar's liefde, maar daar's altyd 'n agterdeur. Solank dit vir my werk en solank dit my pas, sal ek vir jou lief wees, maar ek hou daai agterdeur altyd oop. Die Here kom openbaar vir ons iets heeltemal anders. 'n Liefde wat opoffer. 'n Liefde vir mense wat ver van die Here afgeleef het. Ek lees vir julle uit Romeine 5 vers 8. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Hoor mooi, God bewys sy liefde vir ons. Wanneer ons Here Jesus aan die kruis sien, dan besef ons dat hy vir ons gesterf het en limite, beheer en 'n agterdeur was glad nie ter sprake nie. Ons het dit nie verdien nie. Dit was nie 'n gelyke transaksie nie. Ons Here Jesus het vir sondaars gesterf om vir ons die geleentheid in en deur hom te gee, om hom te leer ken, te sien aan die kruis hoe lief hy vir ons is en 'n verhouding met hom te bou. Familie, ons kan niks doen om dit te verdien nie. Ons kan niks doen om hierdie prys te betaal nie. Ons kan dit net glo, bely en in dankbaarheid lewe. Wanneer ons kyk na die kruisiging van Jesus, dan dink ons dikwels aan die pyn van die seun daar aan die kruis. Maar ons moet ook besef dat daar ook pyn was van die Vader wat oor sy seun moes oordeel in my en in jou plek. Pyn van die Vader dat hy sy seun moes gegee het, moes gestuur het met die wete wat vir hom voorlê. Maar juis hierin word sy liefde vir ons duidelik. 'n Liefde wat hierdie wêreld nie ken nie of kan verklaar nie. 'n Liefde wat net van God afkom. Kom ons bid saam en ons vra die Here dat hierdie liefde ook in ons harte sal leef en dat ons daarop sal reageer in geloof, maar ook in liefde teenoor God en liefde teenoor mekaar. Here Jesus, kom leer ons wat ware liefde is. Help ons, Here, om in te sien hoe lief U vir ons gehad het, deurdat U Uself gegee het in ons plek. Mag ons in geloof reageer. Mag ons streef en smag na 'n verhouding met die lewende God. Ons bid dit in U naam. Amen.